Hierdie is my eie samestelling van 'n klomp jare se besoek aan die Wildtuin. En 'n dier wat ek elke keer meer begin te waardeer het. Daar is net iets aan zebras wat my altyd laat stilhou. Is dit die swart en die wit strepe, die manier hoe hulle beweeg, daardie stadige waaksaamheid as hulle in die veld rondstaan? Ek weet nie. Kom kyk saam. Ek wys en vertel jou van wat ek ervaar het met die neem van die video's. Julle sal sien dat van die beeldmateriaal se kleur asook die veld drasties verskil. Onthou, die video's is verskillende tye van die jaar in die Wildtuin geneem. Daarom soms so 'n groot verskil. Jy sien zebras reg deur die park, van bo by Pundu Maria tot in die suide by Krokodilbrug. Pundu is hoeka die Swahili naam vir zebra. Ek het gelees dat daar tussen 25 en 35.000 zebras in die Kruger is. Hulle hou soms van klein troppe, partykeer net 'n paar, en ander keer sommer 'n hele klomp of anders gestel 'n groot trop zebras. Ek dink hulle weet is veiliger so. Altyd op die uitkyk vir leeu's, hyenas, wilde honde ensovoorts. En dan is daar natuurlik die strepe. Party sê dit help om leeu's te verwar, veral as die trop hardloop. Ander sê dis om vlee af te weer, of selfs om hulle liggaamstemperatuur te reguleer. Ek weet net, dit lyk baie, baie mooi. Veral na 'n buiereën as hulle so skoon gewas is. Elke zebra het sy eie patroon. Dis soos hulle eie ID-kaart. Jy kry net nie twee wat dieselfde strepe het nie. Julle sal sien dat hulle kort hulle koppe skud, daai sterte swaai heeltyd heen en weer. Dis blykbaar oor die vlee, die wat aan jou ore en oë wil vasklou. Dis nogal iets om te sien, hoe elke lid van die trop besig is met hulle eie vleebeheer. Dit is beslis ook 'n vorm van kommunikasie, want hulle is baie sosiale diere. 'n Manier om irritasie, ongemak of seker selfs onrustigheid aan die trop oor te dra.
Hulle is lief vir oop grasvlaktes, sulke gebiede waar jy ver kan kyk en waar daar darm iets is om aan te kou. Ek het hulle ook al in die Mopani bos gesien, maar dis nie so gereeld nie. Hulle is grasvreters. Ek hou daarvan hoe gemaklik hulle lyk wanneer hulle in die lang gras staan, so asof hulle weet, hier's my plek. Oor die laaste klomp jare het die landskap in die Kreer baie verander. Bome en bosse het groter geraak. Daar was al baie droë jare, met net stof en kort gras. Maar met ons onlangse besoek aan die Kreer, wat in die somer was alles grasgroen. Die sebras het jong kalwers gehad en jy kon sien, die lewe is goed. Hulle aanpasbaarheid is 'n groot deel van hoekom hulle hier is. En steeds hier is.
'n Zebra dra sy kalf vir byna 12 maande. Dis 'n lang tyd. En hulle is baie beskermend teenoor hul kleintjies. Jy sal sien die kleintjie bly altyd aan sy ma se sy. Of die trop sorg dat hy in die middel bly. Hulle maak ook snaakse geluide, soos hier. Amper soos 'n hond wat blaf. Dis hoe hulle soms speel, mekaar waarsku of roep. Partykeer sal hulle mekaar liggies byt, aan mekaar stamp, vryf teen mekaar of lê hulle koppe iewers op 'n ander een se lyf. Dis familiedinge. Dit lyk of zebras baie sosiale diere is met sterk familiebande. 'n Trop is 'n eenheid. Jy leer dit gou as jy hulle dophou. Ek weet mense kom kreer toe vir die groot katte, die olifante, die rare gesigte. Maar vir my, 'n zebra is altyd 'n belewenis. Hulle is deel van die agtergrond, maar ook van die storie. Dis wat hierdie video is, net 'n paar van my eie stukkies van daardie stories. Ek hoop julle het hierdie video geniet en indien wel, klik op die nodige. Julle ken al daai storie.